Goeienaand, dit het so gebeur. Die Springbokke het die wêreldbeker. Een span wat vir een nasie gespeel het, dwars deur die hele wêreldbeker toernooi, het vandag die warmste wintersdag in die geskiedenis van Suid-Afrika gemaak. Oor wat Frans Pinaar en sy manne op Ellis Park gedoen het, sal seker nog baie lank gesels word. Hulle het 'n monumentale dag vir Suid-Afrikaanse sport bekend met 'n oorwinning van 15-12 oor Nieu-Seeland. Maar dit het 100 onhoudbare lang minute gekos voordat Suid-Afrika die Webb Ellis trofee gewen het. Geen 3 is gedruk nie. Kees van Staden. Johannesburg, plek van goudkoers, het vroeg vanoggend al die lekkerte van rugbykoers beleef. Die opening was 'n skouspel van kleur, klank en ritme. Selfs die kleintjies van die toernooi is nie vergeet nie. Japan, Ook nie die gasheer nie. South Africa, President Nelson Mandela het met vet, trui en handdrukke duidelik gewys waar sy hart lê. Die All Blacks se haka was vol spanning en hulle wagwoord na die begin was aanval, aanval, aanval. Die Springbokke se was druk, druk, druk. Daar was die gebruikelike vroeë strafdoele, eers deur Nieu-Seeland se Andrew Mertens en toe deur Joel Francis. Die Springbokke het die helfte goed geëindig en selfs ander kan die doel gaan draai, maar te vergeet. Uiteindelik het Mertens sake met 'n skietdoel gelyk gemaak, maar die ideale wenskopkans later het hy verbrou. Dit het die eerste bykomende tyd in die wêreldbeker geskiedenis beteken. Strafdoele het die dramatiese tyd ingelui. Ja, die Nieu-Seelanders wat nou allerhande stuurlandpyntjies begin. Suid-Afrika sit druk op Brendan Venter, haal hom uit. Suid-Afrika soek hierdie ene, Nieu-Seeland wat nou baie waag. En in Suid-Afrika se ingooi. Ja, kan Suid-Afrika hierdie toets, hierdie finaal op 'n wonderlike manier afrond met 'n 3. Hier investeringstyd van hierdie ekstra tyd wat gespeel is, 13 sekondes reeds. Hier agter is dit Joos van der Westhuizen wat vir hom wag. Die Nieu-Seelanders het kop uitgetrek. En die Leroux gaan steek kop in. Van der Westhuizen probeer hom in die hande kry, maar raak aangeslaan deur Joos van der Westhuizen. Oorgretigheid aan die kant van Joos van der Westhuizen, maar Ellis Park ontplof. As meneer Morrison sê, dit is die einde van die wedstryd. En Suid-Afrika is die nuwe wêreldkampioen van internasionale rugby. Die skare skree, die spelers se vreugde ken geen perke nie. En wie sal nie wanneer 'n droom verwesenlik is nie. Die Springbok rugby-span is vroeër vanmiddag as Johannesburg se persklub se nuusmaker van die jaar aangewys. Die voorsitter van die persklub, Hans Lombard, sê die toekenning is 'n erkenning vir die span se prestasie na 23 jaar van isolasie. Van die vorige nuusmakers van die jaar sluit in president Nelson Mandela en adjunkt-president F.W. de Klerk. Dit is die eerste keer dat sportspan die toekenning kry. Mandela, South Africa's mascot, surely. Francois, and then we had 65,000 South Africans here today. Tremendous support. David, we didn't have 60,000 South Africans. We had 43 million South Africans. Meer as 150 miljoen mense het die wedstryd op die kassie gevolg en op 'n paar plekke is daar fyn getrap om nie 'n oomblik mis te loop nie. In San Francisco het die aartsbiskop van Kaapstad, Desmond Tutu, die wedstryd in 'n eerste kroeg gesien. En reg oor die wêreld het rugbyliefhebbers in al die rugbyspelende lande vasgenaal gesit. In die strate rondom Ellis Park was pure vreugde en verligting toe die eindfluitie uiteindelik blaas. Verkeerde
byna tot stilstand gekom toe driftige ondersteuners spontaan in die strate begin dans het en die boodskap was duidelik: die Bokke is die nuwe Suid-Afrika span. We're happy for Bokke! Viva, viva! Die driftiges wat die naby wedstryd minuut vir minuut dopgehou het, kon net nie uitgepraat raak nie. They were fantastic. They were fantastic. Congratulations. Musa. I've lost my voice because Springboks are the best and Josh Tracy's a legend. It was wonderful. Great. Die Bokke is die beste, man. Die stof het nog nie oor Ellis Park gaan lê nie of daar is begin met die druk van 'n spesiale oorwinningsposseeld. Die Suid-Afrikaanse poskantoor het soveel vertroue in François Pinaar en sy nuwe wêreldkampioenspan gehad dat hulle reeds 2 weke gelede begin het om die standaard posgeldseël gereed te kry. Minute nadat die eindfluitjies middag geblaas het, is die drukperse aangeskakel en daar sal deurnag gewerk word om die spesiale seël so gou moontlik by die publiek te kry. Die seël beeld 'n rugbyspeler met die woorde wêreldkampioene 1995